Amen. Ek praat vanmôre met jou oor die tema, ek is nie meer 'n verjaagde nie. Ek is nie meer 'n verjaagde nie. En ek wil vanmôre bid dat hierdie woord vanmôre ingang sal vind en mag dit lig bring, soos wat dit in hierdie 2-3 dae wat ek dit voorberei het, my lewe verander, mag dit dan ook vanmôre jou lewe verander. Bertina, julle sit heeltemal op die verkeerde plek. Julle plek is hier voor. Julle maak my de mekaar. Baie welkom julle. Ek hoop julle gaan ook die diens geniet. Sê gou saam met my, God herstel lewens. Ek hoor jou nie. God herstel lewens. Nou vra gou vir die persoon langs jou, glo jy dit? Dis een ding om dit te sê, maar glo jy vanmôre dat God herstel lewens? Ek weet nie van jou nie, ek het herstel nodig. 2025 was 'n moeilike jaar. Dit was 'n jaar vol uitdagings en vol, kan ek dit maar sê, vol chaos. Ek het al so rukkie terug gesê, ek het in 2025 my brandweerlisensie gekry. Want ek het sopas die een vuur doodgeslaan, dan is die volgende vuur alweer besig om te brand. En ek het die hele dag met my rooi pakkie geloop en ek het net vure doodgeslaan. Wie weet waarvan ek praat? Kom aan. Ok, daarom se 2. Daar's iemand 3. En ek wil vanmôre 'n bietjie met jou praat oor die tema dat God het die vermoë om lewens te herstel. Nou, wat is 'n verjaagde? As jy in my huis bly en jy sien hoe ek in die oggend wakker word, dan weet jy hoe lyk 'n verjaagde. Jou hare staan almal in verskillende rigtings. En wanneer 'n verjaagde is iemand wat hardloop, jy gryp net wat jy kan en jy hardloop en jou klere is stikkend en jy's nat gesweet en jou gesig is vol grond en jou hare staan enige rigting, want dit is hoe 'n verjaagde lyk. Nou, wat is 'n verjaagde? 'n Verjaagde is iemand wat probeer wegkom van sy moeilikheid, wat probeer wegkom van sy onheil, wat probeer wegkom van dit wat ongemaklik is en jy wil iewers te kom waar daar rus en vrede is. En ek het gekom vanmôre om vir jou te sê dat die Here is vanmôre hier om mense se lewens te herstel, want jy is nie meer die verjaagde van die wêreld nie. Jy is 'n koningskind. En ek wil vanmôre vir jou die gedeeltetjie lees daar uit Jeremia 30. En dan gaan jy sommer gou sien waarmee ek besig is. Jeremia 30 vanaf vers 16 sê, daarom, as jy ooit 'n woordjie kry in die Bybel wat sê daarom, dan moet jy opgewonde raak, want dan kom daar goeie nuus. Hy sê daarom, almal wat jou opeet, sal opgeëet word. En al jou teestanders sal almal saam in die gevangenskap gaan. En hulle wat jou plunder sal geplunder word, en ek sal almal wat jou byt maak oorgee as 'n byt. Want ek sal genesing vir jou tot stand laat kom, en jou van jou wonde gesond maak, spreek die Here, omdat hulle jou noem die verjaagde. Dit is Sion, sê hulle, niemand vra na haar nie. Vers 18, so sê die Here, kyk, ek verander die lot van die tente van Jakob en ek sal my oor sy wonings ontferm. En die stad sal op sy puinhoop herbou word en die paleise sal op hulle regte plekke staan, sê die Here. Ek en jy is vanmôre in 2025 hier in November nie meer die verjaagde nie, want God herstel lewens. Nou wat gebeur hierso? Ek dink jy ken die verhaal. Jeremia is aan die woord, dis ballingskap, dis moeilike tye, 626 jaar voor Christus. En dan kom hierdie ou bekende profeet en hy kom profeteer en hy kom bring 'n bietjie hoop. Hy kom bring 'n bietjie herstel. Hy kom bring 'n bietjie vertroosting vir 'n verjaagde volk. Nou onthou gou, die volk is weggevat uit ballingskap uit. Nou ballingskap is amper soos 'n konsentrasiekamp. Die koning van Babel het ingekom, hy het alles wat hy kon kry, in die hande kon kry, het hy verbrand, hy het hulle goud en hulle diere en hulle kosse, het hy weggevat en die mense van die dorp, moes alles wat hulle by mekaar kon kry, moes hulle gou gryp en dan word hulle aangejaag na Babel toe, waar hulle in ballingskap vir 'n paar jaar, 100 jaar sou gewees het. En nou kom die Here
En hy kom praat met hierdie volk wat in ballingskap is, met hierdie verlore volk, hierdie volk wat geen hoop het nie en wat skaam is omdat hulle nie gedoen het wat God van hulle verwag het nie. Hy kom praat met hierdie volk sonder 'n toekoms, hierdie verjaagde volk, en die Here kom en hy kom praat deur Jeremia en hy sê vir hulle, hoor gou hierso, daar is hoop vir môre, daar's regstelling vir môre, daar's genade en ingryping vir môre, daar's vir môre herstel. As jy gejaag voel, sê die Here, het ek gekom om jou lewe te kom verander, prys die naam van Jesus. En dan lees ek 'n paar interessante dinge. Hy sê, almal wat jou opgeëet het, sal opgeëet word. Nou stop gou daar. Onthou, in ballingskap het hulle alles gevat wat hulle van die volk kon kry. Hulle het dit gesteel, hulle kos, hulle koring, hulle diere, en die Babelse gemeenskap het hierdie goed opgeëet. En nou sê die Here, almal wat jou goed opgeëet het, ek gaan hulle self opeet, sê die Here. Kan ek gou jou hand sien? Wie voel asof hierdie jaar het jou opgeëet? Dan gaan hy verder, hy sê, jou teestanders sal ek in gevange neem, sê die Here. Hy sê, die wat jou geplunder het, wie was geplunder hierdie jaar? Man, ek het vir jou letsels, jy sal dit nie glo nie. En hier kom die Here en hy sê, toe hulle jou in ballingskap geneem het, en hulle jou vasgeboei het, en hulle jou geplunder het, sê die Here, ek sal die wat jou geplunder het, sal ek plunder. Hy sê, die wat by jou gebuit het, die wat by jou gesteel het, ek sal self by hulle gaan neem, sê die Here, want jy is koningseiendom, jy is nie meer die verjaagde nie. En dan kom die Here en hy sê, ek sal jou genees. Wie kort genesing? Gees, siel en liggaam. Hy sê, ek sal jou genees. Hy sê, die wonde van ballingskap sal ek gesond maak. En dan gaan hy verder, hy sê, ek gaan jou lot verander. Ek gaan jou tente herbou. Die pynhope sal ek glad maak en nuwe huise bou en die paleis sal ek herstel en op sy regte plek sit. As jy wil weet wat hier aangaan, dis genade. As jy wil weet wat hier aangaan, dit praat van herstel. Dit praat daarvan dat 'n verjaagde volk terugkeer na God toe en dat God die lewens van die volk radikaal verander, want dit is wat God doen. God verander lewens. God herstel. God maak nuut. Hy maak dat die verjaagde volk van 2025 kan terugkom by die Here en kan rus kry, want dit is die God wat ons aanbid. En as jy vanmôre verjaagd voel, as jy verjaagd voel, het ek vir jou goeie nuus. Die Here het 'n plan. Die Here het 'n plan. Hy het 'n plan en hy wil daardie prentjie kom verander in die naam van Jesus. Niemand sal ooit weer hierdie volk verjaag nie, sê die Here, want hulle behoort aan my. Nehemia 1 vers 9 sê, al was julle verjaagdes, die Here sal julle versamel. Al was julle verjaag, hy praat verder van in die 4 windrigtings van die aarde. Hy sê, al was julle verjaag, sê die Here, gaan ek julle versamel. Ek gaan julle terugbring, soos 'n hoender haar kykentjies onder haar vlerk bewaar, sê die Here, gaan ek julle terugbring. Want wanneer God herstel, doen hy dit volkome, op 'n manier wat die wêreld nie doen nie. Prys die naam van Jesus. Sien, dis wat God doen. Sy hart is om te herstel. Sy hart is om op te bou. Sy hart is om dit wat geval het weer nader te bring. Dit wat siek is te genees. Dit wat ver is nader te bring. Dit wat trane het in 'n glimlag te verander. Dit wat die duiwel gesteel het, 7 maal terug te sit in die koffers van die koningskinders. Jeremia 30:22 net so 'n bietjie verder sê, en julle sal weer my volk wees, en ek sal julle God wees. Dit praat van herstel. Dit praat daarvan dat die verjaagdes op 'n plek gekom het waar hulle rustig geword het in die teenwoordigheid van 'n lewende God. Jy sien, ons leef in 'n tyd waar alles stikkend is. En ek praat nie van jou wasmasjien en jou microwave nie. Alles is stikkend. Ons harte is stikkend. Kan ek gou 'n stikkende hart sien? Kom aan. Ons harte is stikkend. Ons finansies is stikkend.
Ons identiteit is stikkend. Ons families en ons verhoudings, ons drome. Wie se drome lê in flarde? Kom aan. Ons land. Alles is stikkend. Sjoe. En dan probeer ons op ons eie krag dit regmaak. Ons probeer hierdie selfhelp boeke met 2 of 3 stappe wat jou lewe weer in rigting kry. Of ons probeer filosofiese maniere, ons probeer geld en sukses en dwelms en drank en ons probeer al hierdie dinge om ons lewens weer op koers te kry en te kom herstel. Maar hoor gou, jy moet hierdie hoor vanmôre dat jy jou lewe net kan opknap. Dis God wat herstel. Jy kan net opknap. Jy kan net renovate. Maar dis God wat herstel, en ek is vanmôre hier opgewonde, en hy sê, pastoor, moenie op my skree nie, ek kan nie anders nie, ek het 'n opgewondenheid in my hart, 'n opgewondenheid in my lewe, want Jesus is besig om die gejaagdheid uit ons volk uit weg te vat. Weet jy wat doen hy? Weet jy wat doen hy? Hy maak ons weer koningskinders. Hy is weer 'n God vir sy volk, en hy sê, lank genoeg is my kinders verjaag. Jurika, ek is nie 'n verjaagde nie. Jeremia 31 vers 4, net so 'n hoofstuk verder. Sê die Here, hy's aan die woord, hy sê, ek sal jou weer bou, en ek sal jou weer herbou. En dan noem hy 'n paar dinge, en ek het dit neergeskryf, en om tyd te spaar, gaan ek dit net gou vir jou lees. Hy sê, jy sal weer van jou wingerde begin drink. Wie het lanklaas van die wingerd van jou eie lewe begin drink? Kom aan. Pastoor, my landerye is dood. My landerye het geen vrug op nie. Maar die Here kom hier en hy sê vir die volk, ek sal weer dat jy van jou eie wingerd begin drink. Jy sal weer plante plant en onder die koeltebome sit. Jy sal weer van jou vrugtebome eet. Jy sal weer uit jou waterstrome water drink. Ek sal jou paaie gelyk maak. Ek sal jou bewaar soos 'n herder sy kudde bewaar. En vers 26 sê, dat wanneer jy slaap, sal jou slaap soet wees, omdat jy nie meer die verjaagde is nie, maar 'n koningskind. Wie slaap sleg? Ek praat nou nie van omdat jy nie sleg slaap nie. Jy slaap sleg omdat jy bekommerd is. Jy's angstig. Jou hart is die hele tyd omstuimig, omdat jy nie meer weet watte planne moet jy maak nie. Maar die Here sê, jy's nie meer die verjaagde nie, en jou slaap sal rustig wees as God ingryp in jou lewe. Met wie praat ek vanmôre? En terwyl ek voorberei, wonder ek en ek sê, Here, hoekom is dit dan so belangrik dat God my lewe moet herstel en nie die wêreld of iemand wat ek ken nie? Hoekom is dit belangrik dat God dit moet doen? En ek wil vanmôre vir jou een rede gee, want God doen dinge anders. Ek lees daar in Johannes 14:27, so die laaste gedeelte, hy sê, nie soos die wêreld gee nie. Hy praat van die vrede wat Jesus gee. Maar ek hou van hierdie sinnetjie, nie soos die wêreld gee nie. God doen dinge nie soos die wêreld dit doen nie. Wie kan daarvan getuig? En daarom het ek nodig om op 'n plek te kom om te bid en te sê, Here, help my, kom red my, genees my, verlos my, kom vat die verjaagdheid uit my lewe uit, want is net God wat dit kan doen. En ek het so 'n paar goedjies, ek dink jy's 25 punte. Hoe lank moet daai hoender nog braai? Ek wil vanmôre so vinnig, en ek het net 5 punte. Gee my gou kans. Wil ek bietjie met jou praat, hoekom is dit belangrik dat God jou lewe sal herstel en nie jouself nie? Nommer 1. God se herstel is volkome. God se herstel is volkome. Die wêreld se herstel is tydelik. Die wêreld gee tydelike troos. Hy gee tydelike oplossing, maar na 'n rukkie dan is al die simptome weer terug. Wie was al by die is hier 'n dokter hierso? Wie was al by die dokter en sê vir hom, dokter, ek het 'n kopseer, en dan skryf hy vir jou 'n pilletjie voor en dan drink jy die pilletjie en dan is die kopseer weg. Want ons behandel die simptome. Maar môre staan jy weer op met die kopseer, want ons het die simptome behandel en nie die wortel nie. Maar wanneer God kom herstel, dan doen hy 'n werk volkome. Hy hanteer nie net die simptome sodat jy beter kan voel nie. God se herstel is ewig. God se herstel is volmaak. Die wêreld plak pleistertjies. God gaan binne-in en hy verander die harte.
Hy doen die chirurgiese werk, dit wat die mens nie kan kom doen nie. God se herstel is nie halfpad nie. God herstel volkome na gees, na siel en na liggaam. Filippense 1:6 sê, hy wat die goeie werk in my gedoen het, gaan stop net voor dit klaar is. Nee, hy wat die goeie werk in my gedoen het, sal dit ook voltooi. Glo jy dit vanmôre? Ek sien jy glo my nie, soek 'n voorbeeld. Jesus stop met sy bootjie by Gadara. En dan kom 'n man uitgehardloop, die besetene van Gadara. En weet jy wat doen Jesus? Hy raak hom aan, hy bestraf die demone gaan in die varke in en hulle is weg. Dis wat die wêreld sal doen. Maar Jesus doen 'n volkome werk. As jy die storie agter die storie gaan lees, en daar's die mooiste verhaal en die mooiste boekie oor, dan het hierdie besetene van Gadara omgekeer, hy het teruggegaan na die stad toe, hy het die evangelie van Jesus gaan verkondig, hy het wyd en suid gaan vertel, want wat Jesus doen, doen hy volkome. Dit stop nie net by genesing nie, dit gaan verder. Ek lees 'n mooi verhaal, daarin in Matteus 8:24, Jesus bid vir 'n blinde man. Maar wat hierdie interessant maak is, dat toe Jesus klaar gebid het, vra hy vir hierdie man, wat sien jy? Wie ken die antwoord? Hierdie man antwoord, hy sê, ek sien mense soos bome rondloop. Wie het dit al gelees? Ek sien mense soos bome rondloop. Jy sien, dis wat die wêreld doen. Ons doen net so halwe werkie. Nou sê hy in vers 24, en Jesus het weer vir hom die hande opgelê, en hy vra vir hom, hoe sien jy nou? En hy sê, ek kan almal van ver af herken. Hoekom? Want as Jesus iets doen, dan doen hy dit volkome. Kon Jesus dit die eerste keer gedoen het? Verseker, maar hy wou vir die volk iets leer, dat die wêreld se herstel is halfpad, maar God se herstel is volkome. En ek weet nie waardeur gaan jy vanmôre nie, ek weet nie wat is jou las en jou probleme nie, ek wil vanmôre vir jou sê, as God besig is met jou lewe, dan doen hy dit volkome, hy stop nie in die begin of in die middel nie. Amen. Nommer 2. Die herstel van God, is beter as voorheen. Ou Chris het 'n gesegde, dit is beter as eers, en eers was alright. Wanneer die Here jou lewe herstel in die eerste plek, doen hy dit volkome. Maar in die tweede plek, wanneer hy jou herstel het, is jou lewe beter as wat dit eers was. Nou ek weet dit, maar los my maar, ek moet so 'n bietjie brag daaroor. Ek en my pa boue in 1979 Mercedes op. As jy eendag 'n brul hoor, dan weet jy dis my kar wat op pad is. So 'n lang plat neus, groen Mercedes. Alles is oorspronklik in hom. Maar wanneer ons die kar bietjie aan hom werk, dan sien ons maar hier onder is roes. Dan sny ons die roes uit. En dan sit ons nie die gewone plate nie. My pa sal sê, kom ons sit dikker plate. Sodat ons weet, hierdie is 'n probleem. Hy gaan nie weer hier roes nie. En wanneer ons die ligte bedrading doen en my kar is amper klaar, dan sê my pa, kom ons sit dikker drade in, sodat hierdie probleem nie weer gaan kom nie. En so 'n paar maande terug, toe moet ons hom verf. En ons kry toe nie 1970 se verf nie, want dit werk nie, dit het al verbleik. Ons kry genuine, goeie goed. Metallic. En hy word gebak. En hy staan so en hy blink so, man, as jy in jou gesig in hy kar kyk, dan kan jy jouself sien. En die verf is beter as toe hy uit die fabriek uitgekom het. En wanneer hierdie kar klaar is, gaan hy beter wees as eers. Want hy's opgebou met die beste. Beter as wat hy uit die fabriek uitkom. Pastoor, waarmee is jy besig? As God herstel en hy die roes uit jou lewe uitsny, dan sit hy 'n dikker plaat in. Hy weet hierdie is 'n swak punt. Hy maak jou beter as wat jy eers was. Hy herstel jou beter na 'n hoër gehalte, na 'n dieper gehalte, na 'n beter gehalte. Toe die volk terugkom, toe moet hulle die tempel herbou. Toe bou hulle die tempel groter, mooier, beter, met die beste goud. En almal het gepraat van die nuwe tempel wat beter was, want as God lewens herstel, dan doen hy dit beter as wat dit was, sê die naam van Jesus. Onthou jy vir Job? Job verloor alles. Wat kry hy terug? Wat kry hy terug? Kom aan,
dubbel soveel. Hy kon net teruggekry het wat hy verloor het. Die Here sê nee, wanneer ek lewens herstel, dan gee ek dubbel terug. Onthou jy vir Josef? Hy verloor al sy erfgeld. En toe hy by die huis kom, toe sê hy, pa, maak my maar 'n slaaf. Die pa sê nee, dis vir jou 'n nuwe ring. Skoene aan jou voete en ek is nou die mekaar, nie? Dis my vrou eers vir my so maak. Ek het nou 2 die mekaar gemaak. Nie Josef nie, die verlore seun. Hy kry meer as wat hy opgebaken het. Kom ons vat vir Josef. Josef verloor alles, hy beland in 'n put, hy beland in die tronk, en wat kry hy? Hy gaan sit op 'n troon. Jy sien, as God lewens herstel, dan doen hy dit beter as wat jy gekry het. Hy doen dit beter. Hoor gou, die Here het nie 'n selfoon besigheid nie. As jou selfoon mos moeg is, dan kry jy mos 'n nuwe een. Die Here doen upgrades. Jy kry beter as wat jy gehad het. Ek wil tog net die ou selfde foontjie kry wat ek het. Die Here sê nee, ek herstel. Ek gee vir jou beter as wat jy gehad het. Hoekom? Want jy het staande gebly, jy het getrou gebly, jy het vasgehou aan wat jy het, en dit wat jy verloor het, hoor vanmôre al vergeet jy alles, dit wat jy verloor het, sê die Here, ek gaan vir jou meer teruggee. Jy sien, die Here genees nie net nie, hy vernuwe. Hy red nie net nie, hy verheerlik. Hy bou nie net nie, hy verbeter dit. Onthou jy die wyn wat hy gemaak het uit die water uit? En toe die hoofkelder die water moet drink, toe sê hy, dit is beter as die eerste wyn. Hoor jy vanmôre, ek het hordes voorbeelde. Maar wanneer God jou lewe herstel, dan doen hy dit beter. En jy gaan dalk vanmôre deur 'n moeilike ding. Dis dalk die moeilikste waardeur jy nog moes gegaan het, en jy verstaan dit nie. Hou vas. Hou net vas. Jy gaan beter kry. Nommer 3, kan ek aangaan? Sien nog, jy reg. Nommer 3, God se herstel werk in God se tyd. Sjoe. Dis nie lekker nie. Ek sien sy skud 'n kop, sy weet waarvan ek praat. Jeremia 30:24 sê, die Here sal sy plan voltooi in sy tyd. In sy tyd. Jy sien, God werk nie in jou tyd nie. Hallo? Hy's nie haastig nie. Wie het al agtergekom, God word nie aangejaag nie. Gisterand is Eelde besig om kos te maak, en dan sê Danique en Ian, wanneer eet ons? Hoe laat eet ons? Wanneer eet ons? En wanneer jy dit doen, dan sê mamma later, man, kom ons eet net. Die hoender is nog nie gaar nie, maar kom ons eet net. God word nie aangejaag nie. Hy doen die herstel in sy eie tyd. Hoekom? Want hy werk dieper. Hy werk standvastiger, hy werk stadiger, maar hy weet waarmee is hy besig. Abraham moes 25 jaar wag vir sy herstel. Josef 13 jaar, Dawid ongeveer 18 jaar. As die Here besig is, dan werk hy in sy eie tyd. En dan moet ek en jy op 'n plek kom wat ons rustig word en sê, ja Here, ek verstaan. Hierdie herstel werk volgens God se tyd. Prediker 3 vers 11 sê, hy maak alles nuut op sy tyd. Hy maak alles nuut op sy tyd. En wil ek bid vanmôre, dat wanneer jy deur 'n moeilike ding gaan, dat jy sal leer om te wag vir God se tyd. Dis seker die moeilikste. En dit bring my by nommer 4, en vir 'n oomblik wil ek hê jy moet net so 'n bietjie gefokus raak. Alhoewel God in sy eie tyd herstel, werk God onmiddellik. En ek is nie besig om my te weerspreek nie. Wanneer God besef en besluit dat dit is die regte tyd, dan werk God onmiddellik. Wie kan daarvan getuig? In 'n oomblik, in sekondes, in 'n asemteug, want God is nie beperk deur dokters nie, God is nie beperk deur prosesse nie, God is nie beperk deur mense en om deur omstandigheid nie. Nee, as God sê die tyd is reg, dan werk God skielik, hy werk onmiddellik, hy werk onverwags, hy werk ook dan bo natuurlik, en niks en niemand sal God dan kan keer nie. Kom ek gee jou 'n voorbeeld, Matteus 8 vers 3, en Jesus het sy hand uitgesteek en onmiddellik het die man van sy melaatsheid genees. Nie 2 dae daarna nie,
Onmiddellik. Ek lees in Markus 5:29 en dadelik het die fontein van haar bloed opgehou om te vloei. Want as dit die regte tyd is, dan wag God nie vir mense nie. Hy doen dit onmiddellik. Handelinge 3:7 sê, en onmiddellik het sy enkels en sy voete sterk geword en hy het opgestaan, sy draagbaar gevat en weggeloop. Nie eers 2 dae nie, onmiddellik sê die woord van die Here. Markus 11:25, my laaste voorbeeld, hy sê, en die onrein geeste het onmiddellik van hom gewyk. Het onmiddellik. En miskien wag jy al lank vir jou wonder. Miskien wag jy al lank vir jou genesing. Miskien wag jy al lank vir jou wonder en die vrede wat God gaan bring. Hoor gou-gou. As dit die regte tyd is, dan sê die Here, dan doen ek dit onmiddellik. Mense kan dit nie doen nie. Instansies kan dit nie doen nie. Dis net die Here wat dit kan doen. Ek sluit af. Wie weet wat veredeling is? Veredeling. Dis 'n woord wat ek ook hierdie week geleer het. Veredeling. Veredeling is die manier hoe God herstel. Nou kom ek verduidelik jou gou-gou wat is veredeling. Daar's 'n kunsmanier wat mense kunswerk doen. En die kunsmanier of die tegnieke word veredeling genoem. Nou kom ek verduidelik dit vir jou, dan sal jy verstaan. Dit is 'n tegniek waar 'n kunstenaar iets wat stikkend is, iets wat gebreek is, iets wat lelik is en wat sy waarde alreeds verloor het, wat hierdie produkte en hierdie goed vat en dan maak hy 'n kunswerk daarvan. Jy weet nou waarvan ek praat. Kom ek gee jou 'n voorbeeld. As jy so 'n bietjie rondry deur die land, sal jy plekke kry waar ou stikkende grawe en virke wat geroes is, mooi verf en blommetjies opsit en dan verkoop hulle dit vir honderde rande. Wie weet waarvan ek praat. Of jy kry ou stikkende krywe wat vol gate is en dan sit hulle hom teen die muur en volg mooi goed. Mens noem dit veredeling. Ek dink vir 'n oomblik aan 'n mosaïekteeltjie. Dis teels wat stikkend gebreek is. Wie was gebreek in die jaar? Kom aan, ek is amper klaar. Mosaïek is wanneer jy hierdie stikkende teeltjies bymekaar bring, niks maak sin nie, niks pas bymekaar nie, en wanneer die Heilige Gees oor jou lewe kom, dan is dit soos 'n mosaïek. Al hierdie stikkende deeltjies word die mooiste prentjie. In Japan is daar 'n kunsmanier, hulle noem dit kintsushi. Ja, hulle noem dit. Dit is wanneer hulle stikkende potteriepotte vat. En wanneer hierdie potte gebreek word, hoor mooi, dan vat hulle warm gesmelde goud en dan plak hulle hierdie kunspot aan mekaar vas en dan word 'n lig in die binnekant gesit en dan skyn die lig deur hierdie goue randjies en dit word die mooiste en die duursame geskenke wat jy kan koop en min mense weet, dis as gevolg van 'n stikkende pot wat iemand beter gemaak het met goud. Veredeling. Pastoor, waarom is jy besig? Hier's gaste vanmôre, jy praat snaaks. Sien, wanneer God herstel, dan vat hy nie die seer en die hartseer en die ongeluk en die letsels van die verlede en hy maak dit toe nie. Hy gebruik dit. Hy gebruik dit tot 'n getuienis vir ander mense. Hy gebruik daardie hartseer en daardie stikkende lewe van jou. Dit wat deur jy is, dit wat deur jy moes gegaan het, dit wat ander mense aan jou gedoen het, dit wat die vyand by jou gedoen het, daardie teeltjie in jou lewe wat gebreek het. God gebruik juis daardie stikkendheid om 'n mooi vir iemand anders te maak. En ek wil vanmôre vir jou sê dat wanneer jy deur 'n moeilike tyd gaan, moenie dit net afmaak as 'n slegte seisoen nie. Bid eerder en vra, Here, wat moes ek geleer het? Wat moet ek met hierdie letsels doen? Wat wil jy moet ek vir iemand anders te daardeur wys? Sjoe, weet jy wat? Voor jou oë uitvee, het God jou lewe herstel. Die seer is weg, die letsels is nog daar. Die hartseer is weg, want God het herstel, maar die letsels en die merke is nog daar om te wys, ek is daar deur en God gebruik dit. En dan, oor 'n paar jaar of 'n paar maande, dan sit jy dalk op 'n vliegtuig langs iemand en daardie persoon vertel jou iets en dan sê jy, sjoe,
ek het hierdie letsel. En kan jy daardie letsel gebruik om iemand anders se lewe te verander? Dis hoe God herstel. Ek het vanmôre gekom net met een rede. En dis om vir jou te kom sê dat God herstel nog steeds lewens. Glo jy dit? Miskien is jou lewe nie vanmôre so stikkend nie, dan wil ek hê jy moet hierdie woord onthou. Maar miskien sit jy vanmôre hier en jou lewe is stikkend en is chaos en is de mekaar. Dan wil ek hê jy moet vanmôre onthou dat God herstel lewens. En wanneer God lewens herstel, dan doen hy dit volkome. Hy doen dit beter as voorheen. God doen dit in sy tyd, hy doen dit onmiddellik, en hy gebruik die letsels om die mooiste kunswerke te doen. Amen. Kom ons sluit ons oë. Here, ek kan vanmôre hier voor by ou Wimpie begin, reg rondom tot die by Rochelle. Ons almal het 'n swaar jaar. Ons het almal 'n jaar wat vir ons moeilik en ongemaklik was. Dit het net begin beter gaan, dan kom daar weer iets en ons het herstel nodig. Here, ons voel soos die ou verjaagste van ouds. En ons hare is de mekaar en ons klere is stikkend en ons gesigte is vuil en ons het wat ons by mekaar kon gryp onder ons arm en ons voel verjaagd. Maar Here, dankie dat ons vanmôre weet. Here, dankie dat ons vanmôre kan erken. Dankie dat ons vanmôre kan bely dat die God wat ons aanbid, kan lewens herstel. Hy wil lewens herstel. En ek wil vanmôre kom bid, Here, dat U waarlik vanmôre tussen ons sal deurbeweeg. En dat U vanmôre sal herstel bring daar waar dit stikkend is. En Here, ek wil bid dat U dit vanmôre volkome sal doen, ver bo kan dit wat die wêreld kan gee. Here, ek wil vanmôre kom bid dat dit wat by ons gebreek is en gevat is en stikkend is en in pyn lê, dat U dit sal kom beter maak as eers van dis wat U doen. Here, ek wil vra dat U ons sal rustigheid gee, dat ons sal weet dat God werk in sy eie tyd. Maar Here, dankie dat die Bybel my leer dat as God iets doen, dan doen hy dit onmiddellik. En Here, dankie dat ek onmiddellike wonderwerke in my lewe sal ervaar, die oomblik wanneer die tyd gereed is. En Here, dankie dat U my letsels gebruik om iemand anders se lewe beter te maak. Here, dankie dat U my deur my moeilike tyd gedra het. En Here, ek sal my letsels met proud dra, want ek weet, Here, U het ook 'n plan en 'n doel daarmee. Here, dankie vir 'n geleentheid soos hierdie, wat ons net weer so 'n bietjie versterk kan word, waar ons net weer so 'n bietjie kan hoop kry, waar ons net weer so 'n bietjie kan vreugde kry en die trane afgevee kan word. En dat ons vanmôre kan weet dat God sit op die troon en hy is by magte om te doen ver bo kan wat ons kan bid of dink. En dankie, Here, dat U lewens vandag en in hierdie week gaan verander. En almal sê, amen en amen.